Ek verwelkom jou graag by ons erediens. Ja, ek het ook gedink dat na die eerste vlaag en die tweede vlaag, dat ons dalk nie weer op hierdie manier saam erediens sal hou nie, maar ek was verkeerd en ek dink baie van ons. Maar dit maak nie saak nie. Ons het die groot voorreg om in die Here se teenwoordigheid te wees vandag weer. En te kan weet dat die Here vir ons dan wil leer, wil seën, wil toerus, ook op hierdie wyse. Ek wil aan die begin van die erediens vir jou vra om asseblief wyn en brood gereed te hê, sodat ons later aan die einde dan ook van die preek, dat ons dan ook saam nagmaal sal kan vier. Ons het verneem van verskeie gemeentelede wat positief getoets het vir die virus. Maar ons het ook verneem van soveel wat al herstel het, en baie dankie ook vir elkeen se getuienis in hierdie situasie. Ons gebed is natuurlik dat die Here steeds vir mense in sy hand styf sal vashou en vir hulle sal seën en genesing sal gee soos hy dit alleen kan doen. En veral dan dat ons ook kan weet dat niks ons ooit van die Here se liefde kan skei nie. Daarom is ons nog meer vandag so dankbaar dat ons in God se teenwoordigheid kan wees. Ek wil vir jou graag groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees wat vir ons genade en vrede in oorvloed skenk. Die God wat vir ons verseker dat al ons krag van hom afkom en dat hy deur sy Gees in ons woon en werk en dat hy altyd getrou is. Kom ons sing hierdie loflied tot eer van die Here. Van om vir my belydenislas te vra, hoe dit met hulle gaan. Hulle is nou in graad 11 op skool, en dis baie interessant om te hoor wat altyd by die skole gebeur. Daar sal altyd wees dat daar baie werk is, dat hulle uitsien na die volgende vakansie, en ja, dis die situasie waarin hulle tans is. En uiteraard het daar nou baie verander van toe ons op skool was, baie jare gelede. En gou kom ek agter uit wat hulle sê, dat skool bly maar skool. Baie van ons toe ons op skool was, het eintlik maar presies dieselfde gevoel, en baie uitgesien na vakansies. Gevoel daar is baie werk. Nou, daar het baie dinge verander op skool. Die vakke het byvoorbeeld nuwe name gekry, en dis baie interessant, om vir hierdie jong mense te vra, nou wat op skool is jou gunsteling vak? Dit is so besonders om te sien hoeveel van hulle positief reageer en veel opgewonde kan vertel van wat hulle gunsteling vak of vakke is en hoe hulle dit geniet. Nou, partykeer dan vra ek ook,
Maar wat is die vak waarvan jy die minste hou? Dis nogal interessant om antwoorde daar rondom te kry. Die een vak wat nie verander het nie is Afrikaans. En een van die aspekte wat nie verander het in die vak Afrikaans, is dat daar opstelle geskryf moet word. Nou, ek kan baie goed onthou, toe ek op skool was, het ons by geleentheid 'n opdrag gekry om 'n opstel te skryf. En iemand in die klas het gevra, hoe lank moet hierdie opstel wees? Die onderwyser vinnig geantwoord om te sê, so 'n bladsy en 'n half. Nou natuurlik, is dit nie die antwoord wat jy moet gee as jy by 'n seunskool is nie. Want ons het vinnig almal agtergekom dat hoe groter jy skryf en hoe wyer jy die woorde uitmekaar uitskryf, hoe vinniger word 'n bladsy en 'n bladsy en 'n half vol. Dit was van korte duur gewees, want by die volgende keer toe 'n opdrag gegee is, toe word daar gesê, opstel van 150 na 200 woorde. Maak nie saak hoe groot jy skryf nie, maak nie saak hoe groot die gapings is nie. En dit was nogal 'n uitdaging gewees op party van die onderwerpe om by 150 of by 200 woorde uit te kom. Die punt wat ek probeer maak is om te sê dat ons baie keer, sou jy so opstel moet skryf, het jy maar baie byvoeglike naamwoorde ingesit en hier en daar iets anders net om by 150 uit te kom en dan te stop met die opstel. Maar wanneer ons in die Bybel lees, dan was dit nie die Bybelskrywers se motief gewees om net vol te skryf 150 of 200 woorde nie. Maar wat ons in die Bybel lees, is vir ons baie, baie kosbaar. En het God met 'n bepaalde doel daar laat plaas. En as ons dan vandag die voorreg het om uit Handelinge 10, die eerste 2 verse saam te lees, dan wil ek ook vra dat ons daarop let dat Lukas wat hierdie gedeelte geskryf het, 'n baie besondere boodskap vir ons wil kommunikeer. En daarom moet ons fyn let op elke een van die woorde wat hier beskryf word, voordat ons saam lees. Kom ons vra dan ook vir die Here dat sy woord aan ons elkeen sal seën. Ek weet gewoonlik wanneer ons bid, hou ons hande bymekaar, maar vandag wil ek vra dat jy saam met my asseblief jou hande sal oopmaak en dat ons met oop oë kan bid. Die volgende gebed. Here, seën asseblief vandag u woord aan elkeen van ons. Amen. Handelinge 10, vers 1 en 2. Ons thema vandag weer op God se golflengte, die tweede deel. Ons het nou by die vorige geleentheid, het ons aandag gegee aan Paulus, wat op God se golflengte moes kom, Ananias, en ook Barnabas. En dis belangrik dat ons almal ook sal weet dat ons op God se golflengte moet wees. Ons lees nog 'n pragtige voorbeeld hiervan in Handelinge 10. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godvreesend. Hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Hierdie is die woord van die Here en jy sal baie gelukkig wees as dit die handleiding van jou lewe is. Die eerste wat uit hierdie gedeelte vir ons duidelik behoort te wees, is dat hier nou gepraat word van Caesarea, 'n dorp heel wat noord van Jerusalem. En wat ons in Caesarea gekry het, was dat daar Jode was, maar dat daar ook baie heidene was. En vir die eerste keer beweeg die evangelie boodskap nou uit Jerusalem en Judea, en in Caesarea word ons voorgestel aan Cornelius. Wat vir ons vertel word van Cornelius is baie interessant. Die eerste is dat hy van die Italiaanse regiment die kaptein was. En dit beteken dat hy deur Rome aangestel was. Dat hy nie 'n Jood is, maar eintlik volgens baie beskrywings dan sou wees 'n heiden, en dat hy deur die Romeine aangestel was, 'n kaptein oor hierdie regiment, 'n man met invloed, 'n man wat aan die hoof van hoeveel van sy soldate gestaan het, maar dat hy 'n besondere eienskappe gehad het. Behalwe vir die feit dat hy Italiaans is hy ook, en hierdie mooie dan daarvan, 4 dinge word van Cornelius gesê. Dit is dat hy godvreesend was. Godvreesend beteken dat 'n mens in hierdie lewe ontdek het dat jy as mens dit self nie kan maak nie. Dat jy in God kan glo. En die idee en die begrip wat Cornelius reeds van God gehad het, is baie, baie interessant. En dit moet wees as gevolg van die blootstelling wat hy aan die Jode gehad het en hulle geloof. In sy lewe erken dat hy van God afhanklik is. En dat hy vir God vrees, beteken dat hy vir God ag, dat hy vir God erken.
En dat hy weet dat hy God nodig het in sy lewe en dat hy ook die voorreg het om in 'n verhouding met God te kan staan. Daarom nie net Godvreesend om God te erken, maar ook so te leef. En daarom word hy ook beskryf as godsdienstig. Daar was bepaalde dissiplines, daar was bepaalde gebruike wat hy nagekom het. En ons moet sommer net dadelik weer vir mekaar sê, dat 'n godsdienstige gebruike nie noodwendig almal net sleg is nie, maar dat dit baie goed kan wees. Om gereeld te kan weet dat ek op God se golflengte behoort te wees, en nie op die wêreldsinne nie. Om op God se golflengte te wees, beteken dat 'n mens doen wat God wil hê dat jy moet doen. Dat jy ingestel is daarop, om God se wil te soek en God se wil te doen. En dit uit te leef, om daaroor te praat, om te getuig. Dat mense dan ook kan weet, daar is tye, wanneer Cornelius ook, en ons lees verder nou daarvan, dat hy dan ook gereeld gebid het, maar dit was nie net hy, maar sy hele gesin. En daarom sou 'n mens kon sê, in ons terme vandag was Cornelius iemand wat saam met sy gesin by die gemeente betrokke was, eredienste bygewoon het. Maar meer ook as dit, dat hy vir sy kinders in die huis geleer het, hy en sy hele gesin, dat hulle ook godsdienstig en godvreesend is. Daar is geen twyfel daaroor dat God dit bedoel, dat kinders in 'n huis by pa en ma van hom sal leer nie. Dit is so 'n mooi beskrywing, en hierdie voorbeeld wat hierdie man dan ook hierin stel. Het is so dat ons almal vir ons kinders net die beste soek. Daar is niks beter in hierdie wêreld wat ons vir ons kinders kan bied, as dat hulle aan God voorgestel word nie. En dat hulle leer om in 'n verhouding met hom te staan, om hom te kan vrees, te erken as deel van hulle lewe, maar ook te kan weet dat hierdie die God is wat vir ons baie goed is en vir ons lief is, en dat hy vir ons seën. Daarom 'n pragtige beskrywing. 'n Godvreesende man, godsdienstig met sy hele gesin saam. En in vers 2 lees ons dan ook, dat Cornelius baie gedoen het om die armes te help. En ons moet nie te vinnig oor hierdie woorde lees nie. Want hier is ook 'n groot waarheid in opgesluit. En dit is, wat sou hom daartoe gelei het? Wat sou hom daartoe gedryf het? Was dit 'n bepaalde medemenslikheid, wat hy jammer gevoel het vir armes? Dit is 'n besondere eienskap as mense dit wel het. Dit is jammer dat alle mense dit nie het nie. Maar Cornelius het dit gehad. Maar as ons 'n bietjie gaan kyk, waar kom hierdie saak na vore om armes te help? Dan sien ons natuurlik in die eerste plek eintlik, dat dit 'n voorbeeld is wat Jesus vir ons gestel het. Vir mense wat in nood was en behoefte gehad het. En baie van die mense met wie Jesus te doen het gekry het, baie van hulle was baie arme mense gewees. En Jesus ontferm hom oor hulle en hy help hulle. Maar dis nie net daardie voorbeeld van Jesus, hoewel dit ook so baie belangrik is. Dis natuurlik ook waar dat deur die Gees van God word mense gedryf om sensitief te wees vir die nood en die behoefte van ander mense. Gaan kyk maar na die vrug van die Gees, en een van die vrug van die Gees kenmerke is goedhartigheid. En dit beteken nie net om 'n goeie hart te hê wat fisies goed pomp nie, maar 'n hart te hê vir ander mense en veral vir armes. Die Gees van God werk in ons, dat daardie sensitiwiteit, om ook vir mense vir armes in hulle situasie te kan help, om vir hulle God se liefde sigbaar te maak. Dis anders as 'n stuk medemenslikheid, of 'n stuk humanisme, gedryf deur die Gees van God. Daarom is dit baie belangrik dat ons dalk vir mekaar sou sê, om armes te help, is eintlik 'n verpligting. Nie 'n verpligting in 'n sware taak wat op ons gelê word, waarin ons steen en been klaar oor dinge nie. Maar 'n verpligting, 'n verantwoordelikheid, wat God deur sy Gees in ons werk, en ons dryf om dit te doen. Want die liefde van Christus dwing ons ook, sê 2 Korintiërs 5. En daarom die Heilige Gees ook, om hierdie sensitiwiteit te hê, om armes te help, is 'n verpligting. Is nie net 'n verpligting nie, ja, verpligting nie in die negatiewe sin van die woord nie, maar dit is ook 'n voorreg. Veral wanneer God vir ons seën, sodat ons ander tot seën kan wees. Kyk net wat gee die Here alles vir ons. Selfs in 'n tyd waarin ons in 'n derde vlaag is en baie ingeperk is oor hoeveel van die dinge. In hierdie gemeente het dit nog nie stil gestaan nie, het dit nog nie stil geword nie, op verskillende maniere. En ek dink dis die derde een wat belangrik is. Ja, dis 'n verpligting wat ons het, dis 'n voorreg wat ons elkeen het, maar ons het ook verskillende maniere waarop ons armes kan help. En daarom in die ondersteuning van byvoorbeeld projekte by MES, of by RIA, of by Jan Hofmeyer, of die skoleprojek, of die Kinders vir Kinders projek, en hoeveel ander, die Kombers projek, soveel dinge wat ons net kan doen,
om ook mense in hulle nood te help, want ons word geseën, en ons word soos Cornelius, deur God gebruik, om ander mense, om arme mense, dan ook te kan help. Kom ons los nou maar die verskoning, waarom hulle arm is, en hoekom hulle in hulle situasies is, of wat ook al, en die werklikheid waarin hulle is, en die werklikheid waarin ons is, het ons die voorreg, om hulle te kan help, omdat God vir ons elkeen ook so ryklik seën. Het is natuurlik ook waar, dat Jesus sy eie broer met die naam van Jakobus 'n brief skryf in die Nuwe Testament en hy sê, jy praat oor geloof, maar kom ek vra vir jou, hoe lyk jou geloof? En wanneer Jakobus baie duidelik daaroor is, dan sê hy, dit help nie, jy sien iemand wat honger is en jy sê, ek sien jou raak en ek hoop jy kry kos, en loop dan weg nie. Dit help ook nie, wanneer jy sien dat iemand koud kry en sê, ek hoop jy word warm en loop dan weg nie. Jakobus kom en sê, doen iets daaraan. Doen iets daaraan en maak God se liefde sigbaar. Help mense. Natuurlik kan ons nie elke een met wie ons te doen kry, dan hulle nood en 'n behoefte verlig nie, maar ons kan baie keer, en vir hoeveel wat ons in die oë kan kyk, en vir hulle kan help in hulle situasie. So gebruik God ons. So wil God ook in hierdie wêreld steeds sigbaar wees. Kom ons gaan soek na geleenthede. Hulle is oral, is hierdie geleenthede beskikbaar. Laat ons dan ook dit benut tot eer van die Here. Die vierde saak wat van Cornelius hier genoem word, is dat hy gereeld gebid het. En dit is net so groot waarheid. In hierdie week, glo vir my, het ek weer 'n gesprek gehad met een van ons ouer lidmate, en daaruit het dit gebleik, en die woorde wat ek gebruik het, was om vir hierdie persoon net weer eens baie dankie te sê. Dat soveel van ons senior lidmate so getrou is in gebed. Ek kan dit beleef, en dis nie verwaand om te sê, Paulus het by geleentheid ook gevra vir gemeentes, bid vir my, sodat ek met vrymoedigheid die woord kan bring. In hierdie gemeente is dit baie die gebruik om te vra, bid ook vir elkeen van ons wat die woord van die Here moet bring. En God seën ook sy woord dan vir ons. Gebed is so 'n belangrike saak, en daar word baie in hierdie gemeente gebid. En ek hoop regtig waar dat ons nog meer van gebed kan maak. Ook die gebedsgeleenthede wat ons baie keer het. Maar baie dankie vir elkeen se gebede. Kom ons wees getrou in ons gebedslewe. Kom ons bid gereeld, soos wat daar ook vir ons dan, ons word aangemoedig om te sê, bid gedurig. 1 Tessalonisense 5 vers 17, seker die kortste teks in die Afrikaanse Bybel. Bid gedurig. Wanneer ons met hierdie dinge besig is, dan kom ons op God se golflengte. Cornelius was so besonder op God se golflengte, het eintlik nog net een ding nodig gehad, en dit sal ons, as die Here wil, in die volgende weke na kyk. En dit was, dat hy ook gehoor het van Jesus, en dat hy oopgestel word vir die Heilige Gees, en dat die Gees hom ook nog verder en meer kan gebruik. Dis hoe dit werk in hierdie wêreld, 'n fyn instelling wat ons nodig het, om te hoor, is ons op God se golflengte. Kom ons doen wat hy wil hê dat ons moet doen. En, dan is die Here God ook die God, wat vir ons sê, moenie vergeet wat ek vir julle gedoen het nie. En daarom kan ons vandag saam nagmaal vier. En daarom wil ek vir jou vra asseblief, om wyn en brood dan te kry. Luister ook na die instellingswoorde, is 'n lied wat ek nou gaan speel, en daarna nooi ek vir jou, dat ons saam ook nagmaal kan gebruik. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Jesus ons Heer. Ontvang dit en glo, en denk weer aan die lyding van ons Heer. Hoe neer en weet, sy liggaam is vir ons gebreek, tot volkome versoening vir ons sonde. Die beker wat ons skank, laat dink ons aan die offer van die bloed van die lam. Ontvang dit en glo, en denk weer aan die lyding van ons Heer. Hoe neer en weet,
wil nou vir elkeen nooi, om daar waar julle is, dan saam ook brood te breek. Dit vir mekaar te gee, met die wete, dis die liggaam van Jesus wat gebreek is. En as ons hier die brood neem, dat ons kan weet, dat ons dit kan eet, dat ons daaraan kan dink en kan glo, dat Jesus se liggaam vir ons gebreek is, om te betaal vir al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met die bloed van die Here Jesus. Neem dit. Drink dit. Dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet is om te betaal vir al ons sonde. Kom ons sê in gebed vir die Here baie dankie. Aanbiddelike Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om in 'n verhouding met U te kan staan. 'n Verhouding waarin U ook vir ons herinner dat U Uself vir ons gegee het. Daarom baie dankie ook vir die nagmaal en die tekens daar rondom, brood en wyn, dat ons dit kan eet en kan drink, dat dit deel van ons liggaam kan word, en veral dan dat ons ook weet, net so persoonlik het U dan ook vir elkeen van ons in hierdie wêreld mens geword. En soos wat dit nou deel van ons liggaam geword het, so is U ook deel van ons lewe. Dankie dat U die Here is wat oorwin het en dat die dood nie die laaste sê het nie, maar dat U uit die dood uit opgestaan het, opgevaar het na die hemel en heers oor hierdie skepping, waar hy aan die regterhand van die Vader nou sit. En dankie Here dat ons vandag ook kan weet, uit Cornelius, van wie ons kon lees en kon leer, dat ons ook vir in ons lewens kan herken, dat ons dan ook graag wil doen, wat U wil hê dat ons moet doen, as U kinders in hierdie wêreld lewe, om ook die nood en die behoefte van mense makliker te maak, om ook geduldig en gereeld tot U te bid, en elkeen van ons kan weet dat ons in ons geloof nog steeds kan groei. Dankie vir al U ontelbare seëninge. Ons dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Kom ons antwoord die Here op sy woord, wanneer ons hier die slotlied ook saam sing. Soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed.
Voordat ons met die seën afsluit, weer eens baie dankie vir elke ene wat op welke wyse dan ook betrokke is, wat bydraes maak, sodat die werk in die gemeente kan aangaan. Haas nie 'n saak in die gemeente waarin ons nie aan kon aandag gee nie. En dan ook te kan weet dat ons in hierdie tyd en al hierdie tyd, vandat die eerste inperkings aangekondig is, dat ons met ons werk in die gemeente kan voortgaan, dat die Here vir ons ryklik seën. Baie dankie vir elkeen se aandeel daarin. Die bankbesonderhede van die gemeente verskyn dan ook op die skerm, en onthou dat ook jou bydrae daartoe lei, dat ons ook as gemeente, hoewel ons nou nie altyd na al die mense toe kan gaan in hierdie tyd nie, maar dat ons steeds kan weet dat God vir ons gebruik om ander te seën, omdat hy vir ons so ryklik seën. Daarom, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die wonderwerking van die Heilige Gees, omdat ons elkeen wees en bly, en ons fyn instel om die hele tyd op God se golflengte te kan wees. En so gebruik God vir ons, totdat hy ons Here en Koning, ons eendag, almal, weer kom haal. Amen.